Die woord van die Here is woorde van lewe. Jy hoor dit op 657 AM. Dis my voorreg om te gesels met Dr. Catherine van Dijk, hoof van die Cochleaire Divisie by die Oorinstituut. Hallo Catherine, hoe gaan dit met jou? Goed en met julle? Fantasties, baie dankie. Catherine, wat is 'n cochleaire implanting? Kom ek verduidelik hoe ons hoor en dan gaan mens dalk bietjie beter verstaan hoe werk dit. So die paadjie wat jou normale oor gebruik om te hoor is, die klank kom in, gaan deur die buiteoor, deur die middeloor tot binne in die binneoor, daar waar die cochlea is. Die wat biologie op skool gehad het, sal dit onthou as die slakkehuis. En dan in daai slakkehuis het jy haarselletjies. Klomp van hulle, omtrent 20.000, wat die klank optel, heeltemal verander met hulle elektriese chemiese proses en dit gaan na die senuwee toe, die gehoorsenuwee vat dit brein toe en dis hoe ons klank ervaar. So as iemand 'n gehoorverlies het, of dit nou is vanaf geboorte, harde klanke, sekere medikasie, wat ook al, is dit die haarselletjies wat begin plat trek, sê ons amper in leuke taal. Die haarselle val plat of verdwyn heeltemal. Met ander woorde, die klank kom daar uit en daar's nie haarselle om dit deur te vat nie. So wat die cochleair dan doen is, hy vermy hierdie haarselle. Hulle sê altyd in Engels bypass. Hy vermy hierdie haarselle en hy gee die klank direk vir die senuwee. So mense wat gemiddelde verliese het of klein verliese, hulle kan nog met gehoorapparate hoor, want die gehoorapparaat versterk dit en dit kan nog deurgaan deur daai haarselle na die senuwee toe. Maar die cochleair veroorsaak dat daai hele gedeelte wat nie meer werk nie, waar daai haarselletjies plat is, word vermy en dit gaan direk na die senuwee toe en dan word dit as klank gehoor. Dis so indrukwekkend wat mens kan doen deesdae om te help. So, wat behels 'n cochleaire implantings op gradering en hoekom het iemand dit nodig? So cochleair bestaan uit die binneste gedeelte wat nou onder die vel geplaas word en aan die buitekant het jy nog steeds 'n eenheid wat amper soos 'n gehoorapparaat lyk. Ons noem dit 'n prosesseerder. En dit is basies omdat die klank moet tog opgevang word en binne toe gestuur word. So daai prosesseerder word gereeld opgradeer, soos wat hulle sê, soos wat hulle maar met selfone doen. En die groot rede is, die tegnologie verander. As jy met enige persoon praat wat 'n cochleaire implanting het, die groot beperking is gewoonlik om in geraas te hoor. Ons het hierdie ongelooflike vermoë in ons brein, as ons iewers is, kan ek besluit ek luister na hierdie persoon en hierdie stofsuier aan die kant ignoreer ek so half, en jou brein kan dit net doen as jy perfekte normale gehoor het, en ongelukkig is hierdie nie die oor wat vir ons gegee is nie, dit is 'n sintetiese protese. Daarom is die opgraderings, elke keer wanneer 'n maatskappy 'n nuwe produk uitbring, probeer hulle ietsie kry wat die geraas beter maak vir die persoon, die onderdrukking van geraas. So as 'n persoon opgradeer, kry hy baie keer dan beter mikrofone, logaritmes wat geraas kan uitfiltreer en spraak bietjie helderder maak, en ook die kosmetiese aspek, en dit gaan nie oor, ek sê baie keer vir mense, as 'n ma na my toe kom en sy sê, "Joe, maar hierdie ding lyk groot," dan verstaan ek, dis nie omdat dit gaan oor sy is ydel nie, maar sy wil nie hê haar kind moet anders hanteer word, omdat hy 'n groot apparaat op sy kop het nie. Nou, met hierdie opgraderings gebeur dit ook, dat die apparate kleiner en smaller word, sodat die kind absoluut inpas by die res van die kinders in die klas. En hoe verbeter dan die gebruiker se lewenskwaliteit of sy gehoorervaring? Wel, definitief in geraas is dit dan baie keer beter. As die mikrofoon sensitiewer is, kan hulle sagter fluisterspraak hoor. Mens onderskat hoe belangrik is fluister. Ek praat nou veral oor kinders in 'n klas wat moet fluister as juffrou besig is om te praat. So, dit is vir hulle dis hulle ore. Mens moet net besef, al kan hulle hoor met hierdie cochleair, hierdie is hulle ore en ons het hierdie perfekte normale ore en hulle ore moet die heeltyd by die nuutste tegnologie aanpas om vir hulle dit te gee wat 'n normale oor het, of probeer gee wat 'n normale oor vir ons gee. So, wat is die kostes hieraan verbonde? Betaal mediese fondse daarvoor? Mediese fondse, dit hang af van watter mediese fonds jy het. Meeste betaal so 50% daarvan. So 'n nuwe opgradering is 184.000. Dit sluit dan nou natuurlik in, want almal wonder altyd, hoekom sal so 'n klein apparaatjie wat net aan die buitekant sit soveel kos, maar dit kom natuurlik saam met sy herlaaibare batterye en alles wat saam met so 'n apparaat gegee word, byvoorbeeld 'n drogingsstelsel, 'n laai-stelsel, wat ook al. En 184.000,
Dit hang af by watter medies jy is, betaal hulle partykeer net 50% daarvan, of as jy gelukkig is, sal hulle die volle bedrag betaal. So as iemand julle wil kontak vir meer inligting, waartoe gaan hulle? Dis www.info@hearingloss.org.za. info@hearingloss.org.za. Dis reg. Baie mense regoor Suid-Afrika word geseën en bemoedig deur Radiokansel se dagstukkie tydskrif, Die Woord vir Vandag. Hierdie publikasie plaas daagliks die evangelie van Jesus Christus in die hande van meer as 100,000 mense en inspireer elke persoon, vanaf die professionele besigheidsman tot die hawelose persoon in nood. Elke uitgawe bevat daaglikse skrifgedeeltes en bemoedigende artikels wat jou sal help om geestelik te groei. Die boekie word uitgegee met die komplimente van Radiokansel, maar jou donasie, groot of klein, sal ons help om die volgende uitgawe te druk, om voort te gaan om die hoop van die evangelie aan 'n wêreld in nood te bring. Die Woord vir Vandag. Kry joune vandag by 012 334 1200 of registreer aanlyn by www.radiokansel.co.za. Radiokansel, jou daaglikse reisgenoot.